Hierdie week gaan ons stembus toe. En omtrent oral waar jy loop, sien jy plakate met glimlaggende gesigte van politici en jy lees beloftes en die een gaan die land red en daai een gaan die land opbou. En as ek so tussen dit alles deurlees, dan wonder ek, het ons mense, ek en jy, het ons nog hoop vir die land? En as jy hoop het, wat is die goed wat jou hoop gee? Of wat, omgekeerd as jy dalk redelik moedeloos voel, wat is die goed wat maak dat jy nie hoop nie? Waarin lê jou hoop? Ons gaan kyk na 1 Petrus 3, waar Petrus skryf oor die hoop wat in ons leef. Kom ons lees dit eers saam en dan wil ek so 'n bietjie praat oor wat hy bedoel met 'n hoop wat leef in ons. Julle sleg behandel, as julle beywer vir wat goed is. Maar selfs al sou julle ly ter wille van wat reg is, gelukkig is julle. Moenie hulle intimidasie vrees of ontsteld raak nie. Inteendeel, eerbiedig Christus as Here in julle harte, altyd gereed om julle te verantwoord teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis oor die hoop wat in julle leef. Doen dit egter met beskeidenheid en respek met 'n goeie gewete, sodat wanneer julle beswadder word, die wat smalend is oor julle goeie leefwyse in Christus beskaamd kan staan. Dit is immers beter, as dit God se wil sou wees, dat julle ly omdat julle goed doen, as dat julle ly omdat julle kwaad doen. Soms kan 'n mens wonder, is hoop 'n goeie ding? Want hoop kan so maklik lei na ontnigtering en na teleurstelling. En ek dink die meeste van ons se hoop, veral as ons dink oor ons hoop vir ons eie lewe, ons hoop vir ons gemeenskap, ons hoop vir ons land, die meeste van ons se hoop kan maar wipplank ry, né? Kom maar goeie nuus, dan skep jy hoop en dan sien jy kans vir die toekoms, kom daar 'n klomp slegte nuus en daar is ongelukkig meer as genoeg slegte nuus ook. Nou raak jy weer 'n bietjie moedeloos, dan wonder jy, maar is daar hoop vir ons in hierdie land? Ons is baie keer reaktief in ons hoop. Met ander woorde, my hoop is 'n reaksie op wat ek sien, op wat ek lees, op wat ek hoor, op wat ons praat. Baie keer kan ons praat ook maak dat ons mekaar in die moedeloosheid inpraat. Ek het al self ervaar dat jy in 'n geselskap inloop en jy voel heel positief en rustig en dan begin mense praat oor die ekonomie en hulle begin praat oor korrupsie en hulle begin praat oor misdaad en hulle begin praat oor dit en dat en kort voor lank het ons almal onsself in die moedeloosheid ingepraat en ek wil amper sê uit die hoop uitgepraat. Ons hoop is baie keer reaktief. Wanneer Petrus praat van die hoop wat in ons lewe, dan praat hy van 'n hoop wat nie reaktief is nie. 'n Hoop wat nie reageer op omstandighede, op goeie en op slegte nuus nie, maar 'n hoop wat konstant is, 'n hoop wat hou. 'n Hoop wat maak, soos hy in 'n vorige vers sê, dat 'n mens nie skrik vir mense wat jou probeer bang praat of jou probeer intimideer nie. 'n Hoop wat maak dat jy ook nie noodwendig mense se vrese deel. As mense nou kom en begin met bangmaakpraatjies, dat jy nie noodwendig jou laat meesleur deur mense se vrese nie, maar 'n hoop wat konstant is, 'n hoop wat blywend is in goeie en in slegte tye. En hy sê hierdie hoop is in ons, deur dat ons eerbied het vir Christus as Here. Hy is teenoor die vrees vir wat mense kan doen of die vrees vir wat mense kan praat, stel hy eerbied vir Christus in ons harte, dat jy regtig in jou hart eerbied sal hê daarvoor dat Christus die Here is, dat hy regeer. Dit sê vir my 'n belangrike ding oor die hoop waarin ons lewe, of die hoop wat in ons lewe. Dit moet ook 'n hoop wees waarin ons lewe. Nou wat bedoel ek daarby? 'n Nederlandse filosoof met die naam Theo de Boer het 'n opmerking gemaak dat voordat jy die hoop in jou kan hê, moet jy in die hoop wees. En wat hy daarmee bedoel is dat jy moet besef, maar jy is in 'n storie met hoop. Die manier waarop jy jou storie vertel, of die storie van ons gemeenskap of van ons land, gaan bepaal of jy hoop het of nie. Kom ek vat dit nou maar persoonlik. As ek my storie sou vertel as 'n storie van 'n lang klomp mislukkings. Ek het dit skeef geloop en dit het skeef geloop en daar was mense lelik met my en daar het ek 'n gemors aangevang. En dis al wat ek vertel, dis al wat ek dink. En ek kyk nou vorentoe en ek dink wel, soos die verlede is, so sal die toekoms ook maar wees. Dan vertel ek my storie as 'n storie sonder hoop. En dit beteken dat ek ook op die ou en vir die toekoms geen uitsig het nie. Want die storie waarin ek is 'n hopelose storie. Is 'n wanhopige storie. Ons lewe in 'n storie met hoop, en dis wat geloof beteken. Om te besef ons lewe in 'n storie met hoop. Ons lewe in 'n wêreld wat deur God gemaak is,
wat deur God in stand gehou word en wat God beloof het, hy nooit uit sy hand sal laat glip nie. Ons lewe in 'n wêreld waarin Jesus mens geword het ter wille van ons en waarin hy alles gevat het wat hierdie wêreld na hom toe kan gooi. Waarin hy alles gevat het wat godsdienstige mense en politieke leiers en enige iemand na hom toe kan gooi. Waar hy uiteindelik onregverdig tereggestel is, maar waarin hy oorwin het deur sy opstanding. Ons lewe in 'n wêreld waarin daardie Jesus die Here is, die lewende Here, wat regeer aan die regterhand van God. Daarom lewe ons in 'n wêreld met 'n toekoms wat aan Jesus behoort. 'n Toekoms wat vir ons sê dat God met ons op pad is na die nuwe hemel en die nuwe aarde, na 'n wêreld waarin daar uiteindelike oorwinning sal wees oor boosheid, waarin die oorwinning wat Christus reeds in sy opstanding behaal het, deurgevoer sal word na volkome vervulling en waarin ons dan saam met God sal wees vir ewigheid. Dit is ons storie, dit is die groot storie waarin ons lewe. En solank as wat jy vashou in daardie storie, solank as wat jy, omdat jy eerbied vir Christus as Here in jou hart het, vertroue in Christus in jou Here as hart het, lewe jy in 'n storie met hoop, en omdat jy in daardie storie is, as jy daardie storie vashou, daardie storie voortdurend vier, daardie storie beleef in jou gebede en jou aanbidding van God, omdat jy in 'n storie met hoop lewe, het jy ook 'n hoop wat in jou lewe. So ons het 'n hoop wat in ons lewe, ons het 'n hoop waarin ons lewe. Maar Petrus sê nog meer, hy sê ons het ook 'n hoop waarmee ons lewe. Want hy sê, omdat ons deel is van hierdie storie, die storie van Christus, weet ons dat soos Christus goed gedoen het aan ander, is ons ook geroep om goed te doen aan ander. Baie keer is ons in ons goed doen ook maar reaktief. Ek het vroeër gesê ons hoop is reaktief. Baie keer is ons goed doen ook maar reaktief. Ek sal goed doen aan jou as jy goed doen aan my, maar as jy kwaad doen aan my, nou ja, dan gaan ek terug kwaad doen aan jou. Ons reageer daarop en daarom kan dit so maklik in 'n spiraal beland van jy het my te nagekom, so ek gaan jou te nakom en dan kry jy my weer terug en dan gaan ek jou weer terugkry. Ons word geroep op ook hierin, omdat ons nie 'n reaktiewe hoop het nie, maar 'n hoop wat leef in ons, word ons geroep om daardie hoop te lewe deur goed te doen. En Petrus sê, miskien sal mense positief reageer daarop as ons goed doen, maar miskien ook nie. Dit kan selfs wees dat ons kan swaar kry omdat ons goed doen. Dat ons verwerp kan word of gespot kan word omdat ons goed doen. Dit kan ons selfs ongewild maak. Maar dit moet ons nie afsit nie, want ons roeping is om goed te doen. Hoekom? Omdat ons glo in die goeie God wat die wêreld goed gemaak het en ons wil sy goedheid weerspieël. Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is, het Jesus gesê. Omdat ons glo in Jesus wat die kwaad oorwin het deur goed te doen, deur sy lewe vir ons te gee, deur liefde tot die uiterste toe. Omdat ons glo dat die oorwinning van liefde en van die goeie aan God behoort. En hy besig is om dit deur sy gees ook in ons lewe en deur ons deur te voer. Daarom is ons roeping om goed te doen, ongeag van wat mense doen. Dit is die hoop waarmee ons lewe. En wie ook al hierdie week die verkiesing wen, en wat ander mense ook al rondom die verkiesing doen, en wat politieke leiers ook al goed doen of verkeerd doen, ons roeping is om goed te doen, omdat ons 'n hoop het waarin ons lewe. Die laaste ding wat Petrus vir ons sê is, ons het ook 'n hoop waarvoor ons lewe. En om vir die hoop te lewe beteken ons staan vir die hoop. Ons praat daaroor. As iemand van julle rekenskap eis, sê hy, 'n verduideliking eis vir julle hoop, dan moet julle gereed wees om dit met hulle te deel. En dit is my interessant dat Petrus klaar blyklik verwag dat omdat die gemeente, die gelowiges goed doen, gaan mense ergens vir hulle vra, maar hoorie, wat gaan met julle aan? Hoekom doen julle dit? Hoekom lewe julle met hoop terwyl die mense rondom julle nie hoop het nie? Hoekom hou julle aan om te bou waar ander afbreek? Hoekom hou julle aan om te seën waar ander vloek? Hoekom hou julle aan om goed te doen waar ander kwaad doen, om liefde te bewys waar ander haat bewys? Hoekom doen julle dit? Dat mense sal wonder oor hoekom ons dit doen. En dan omdat ons vir die hoop lewe, omdat ons vir die hoop staan, kan ons dan vir hulle verduidelik, maar ons doen dit omdat ons glo in Jesus Christus, die Here en die oorwinnaar, en omdat ons glo dat die toekoms aan hom behoort. En dit het my laat wonder. En ek dink dis vir my 'n belangrike vraag om in hierdie verkiesingstyd te vra. Vra mense in ons land ooit vir ons as kerk, vir ons as Christene, vir ons as volgelinge van Jesus, hoekom doen julle die goed wat julle doen? Hoekom is julle so anders? Of het ons dalk stilweg die hoop laat vaar,
en so eenders geword dat niemand meer wonder oor ons nie. Hulle dink ons is maar net soos al die ander. Ons roeping is om te lewe, sodat mense vra oor ons lewe. Ons roeping is om goed te doen, sodat mense vra oor die hoop wat in ons lewe. Mag die Here jou in daardie roeping dra, ook in hierdie verkiesingsweek en in die tyd daarna. Ontvang nou die seën van die Here. Mag jy in hierdie week van onsekerheid gedra word deur die sekerheid van die genade van ons Here Jesus Christus. Mag jy in hierdie week waarin ons soek na leiers hier vir ons land, gedra word deur die weet dat die Vader jou lewe lei en bestuur. En mag jy in hierdie week waarin verhoudings dalk onder spanning geplaas word omdat ons so van mekaar verskil, deur die Gees gedra word, deur die gemeenskap van die Gees gedra word, om verhoudings te bou wat die moeite werd is, verhoudings wat hou. Amen.